Niels Holgersson en die wilde gase is nou nie meer ver van die verlate mynstad Falun nie. Falun lê baie naby die Warpanmeer waar hulle wil land. Dit is 'n pragtige helder meer met lieflike groen oewers. Die plek lyk nie vir my baie mooi nie. Wag eers tot ons by die lieflike groen meer kom. Ek weet jy sal daarvan hou, Niels. Ons wy al baie jare daar. Hoe ver is die plek nog? Ek kan nie langer sit nie. So gou as wat ons oor die stad gevlieg het, sal ons daar wees. Liewe land, kyk hoe vervalle lyk die plek. Verlate en alleen, is akelig. Jy mag dink is vreeslik, maar ek ken iemand wat baie lief is vir die plek. Uit die hele Swede verkies hy om hierdie verlate plekkie te kom besoek. Maar is dit nie Ralph Pataki nie? Wat soek hy hier? Ek het gedink hy woon op die Kulaberg, Akka. Ek het juist van hom gepraat. Ek het jou gesê ek ken iemand wat hier tuis voel. Oulik. Is jy ook hier? Ja. Die plek het sedert die laaste keer nie veel verander nie. Maar Agar, waar sit jou oor? Die gras het gegroei en die wind het die dakke met sand en stof bedek. Die klein grashalmpies groei al jare lank nie meer hier nie. Agar, hoekom moet jy altyd so sleg van 'n plek praat? Ek ken nie 'n geheimsinniger plek as die nie. Ek kan nêrens anders so diep nadink soos hier nie. Kan jy nie sien hoe geheimsinnig die berge en die lug lyk nie? As dit Akka en die wilde gase is hulle van jaar laat. Ek dink eerlikwaar is baie wys van hoe Akka om elke jaar op die Warpanmeer te land. Ek verstaan glad nie hoekom dit wys is nie. Kom liewer saam, dan wys ek jou iets. Vol slim en modder die poelwater was verlede jaar net so mooi soos die meer. Die plek gaan vinnig agteruit. As ek Akka sal eerder om pad oor die plek vlieg. Het jy al gesien hoe lyk jou gunsteling het? Die plek is heeltemal verniel. Ek kan nie verstaan nie, waarom het die mense die plek verlaat? Ag, as ek nou net 'n antwoord gehad het. Dan nou. Miskien hier? Los het liewer, Bataki. Kom eerder saam met reën al harder. Jy probeer al jare lank en kom sonder sukses. Ag. Dit lyk of ek vandag gelukkig is. Binne toe. Nou. Wat was dit? Ach, het helpt dan glad niet eens. Laat ik kijken wat het is. Klap. Oh. No. Oh, ik
is vasgekeer, kan niemand my dan hoor nie. Help my! Help my! Ek is skaars droog, dan begin dit weer reën. Aaklige weer. Ek is vasgekeer, help my! Dis Bataki, daar moes iets met hom gebeur het. Bataki, is jy daar binne? Waar is jy? Ga vertel die hoenders, die duwe en die kraaie. Ek doen dit dadelik, die arme Bataki. Wat gebeur? Hy is vasgekeer. Hy kyk net daar sy. Waarvoor wag julle nog aan vertel vir almal? Vlieg nou, al die voëls moet dit onmiddellik weet gaan sê vir al die kraaie en die rawe. Maar is vreeslik, ons moet niks meer opleer. Wat ons maak. Ek dink ons met die ander voëls. Vlieg gou, gaan haal vir Aka. Kyk dan, net het hier nog aan mekaar. Die arme ding, ek weet jou, sy sal nie weer maklik sonder haar maats gaan rondloop nie. Ek hoop tog vir haar dalwe dat haar swerm nog hier naby is, anders gaan sy alleen wees. Kan sy dan nie maar by ons groep aansluit nie, Akka? Nee, so. Nels Holgersson. Al jy's al een wat nou nog kan help. Wie ek? Bataki. Jy's al een wat die arme ding nou nog kan help. Hy's in die hut vasgekeer. Waar? Die deure toegeslaan. Hy sal van die honger doodgaan as jy hom nie kan help. Sit hy iewers vas? Die arme Bataki. Ek ken 'n plaas wat nie ver hier vandaan is nie, en miskien kry jy daar 'n paar goedjies wat jy kan gebruik. Goed. Loop jy liewer alleen. Dis beter as ek nie te na in die huis kom nie. Ek wag hier. As jy dalk in die moeilikheid raak, roep my. Goed, ek sal. Versigtig. Kom ons kyk versigtig nader. Ai. Spyker, dis is wat ek kan gebruik. Kom. Kom. Maar gou, voor hulle begryp wat hulle gesien het. Bataki, lewe jy nog? Antwoord my, sê vir my of jy nog daar is. Niels probeer om met die skoorsteen af te klim. Nou ja, laat ons sien wat gebeur. Ek hoop nie die tou breek nie. Ja, kom.
Blame julle te sien ek verkeer na uiters miserabel en moeilike posisie. Moeilik. Ek dink dis eerder onmoontlik. Pataki sal nooit weer uit die plek kan kom nie. Hier sal dit nie werk nie. Miskien hier. Hier klink dit al. Ek gaan probeer om hier 'n gat te maak. Met 'n bietjie geluk kan ons dit doen. Asseblief, probeer net iets doen, enigiets wat moontlik is. Dat plaks. O, mens kan nog nie veel verskil sien nie. Ek weet nie. Ja, dis dit. Hou net so hard. Hou net goed. Kan nie meer nie. Jy kan souwaar nie nou al wil ophou nie, Niels. Jy het nog skaars begin, asseblief, my kosbare lewe hang nou van jou af. Dis omdat ek laasnag nie baie goed geslaap het nie. Niels. Dink jy sal makliker en vinniger kan werk as ek vir jou 'n spannende storie vertel om jou wakker te hou sodat jy nie aan die slaap sal raak? Ja. Dis baie spannend. Ja? Ek wil jou storie verskriklik graag hoor, Pataki. Ek wil die storie ook baie graag hoor as ek net kan wakker bly. Dis 'n storie oor hierdie omgewing, dit het in hierdie ou myndorp Falloom gebeur. Vertel. Dan moet jy vinnig aan die werk spring. Maar dit moet spannend wees, hoor. Ja, asseblief. Baie jare gelede het hier 'n groot reus en sy 2 dogters gebore. Daai storie ken ek. Ek het dit al baie gehoor. Ag, hoe jammer. Moenie so haastig wees nie. En die oudste dogter moet voor die jongste dogter trou. Wat? Waar het jy dit gehoor? Alle stories is so. Die oudste dogter is altyd lelik en moet trou en die jongste dogter is altyd mooi en mag nog nie trou nie. Nee, my storie is heeltemal anders. My storie het iets met koper te doen. Met baie koper. Met 'n skat. Wil jy dit hoor? Ja, vertel vir ons. Goed. Baie jare gelede. Toe spring aan die werk, anders kan ek niks meer onthou nie. Toe gaan jy nou die storie vertel of nie? Baie jare gelede was daar 'n reus en sy 2 dogters. Dit was 'n baie ryk reus. En diep in die berg het hy 'n skat gehad. 'n Skat van suiwer koper. Is harde werk. Hoeveel keer moet ek julle nog waarsku om hier weg te bly en hier rond te sniffel? Die koper behoort aan my, hoor jy? Dit aan my. Ek wil niks van jou hê nie. Moenie iets doen nie. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet baie goed. Nee, ek weet niks nie. Jy jok vir my. Jy kom nes die ander om my koper te steel. Ek doen al die swaar werk en hulle wil het vat. En toe, vertel verder. Die reus was oud en het geweet hy's besig om dood te gaan. Hoe moes hy nou eintlik sy erfenis onder die 2 dogters verdeel? Hy het nie geweet nie. Dit was moeilik. Die oudste dogter was lelik en suinig en die jongste het 'n pragtige hart gehad. Pa lyk vir my moeg vandag. Ek's baie bekommerd oor pa. Ag, pa moet 'n bietjie kom rus. Pa moenie so hard werk nie. Kinders, kom saam met my in die huis en ek moet iets ernstigs met julle bespreek.
Hy het geweet dat sy oudste dogter sy werk sou voortsit, maar hy was bekommerd oor sy jongste een. Julle moet my albei beloof dat elke mens vir die Koperberg ontdek, verdryf of doodgemaak sal word. Gisela, jy neem die grootste en rykste berg vir jou as erfposie. Ek beloof om daarna te kyk. Ek weet sy sal. Pa kan op Gisela staat maak. En jy moet na die res kyk, Elke. Wat het toe gebeur? As die twee dogters nie gesterf het nie, dan leef hulle vandag nog. Ons is nog nie so ver nie. Die reus het gesterf. Baie jare lank het die dogters alles gedoen wat hulle aan hulle pa beloof het. En as iemand die berge se rykdom ontdek, het hy verongeluk. Dis nie 'n gewone klip nie. Kyk 'n bietjie na die kleur. Dit moet koper wees. Ons is ryk, man. Ons is ryk. Ons is baie ryk mense. Moet ek alliewig al die werk alleen doen? Die slyk kan dit nie verdra nie. Wat ons doen is verskriklik. Hoekom sê jy is verskriklik? Is net ons plig. Ons moet ons rykdom beskerm. Hoekom moet ons ryk wees? Die jongste dogter het 'n goeie hart gehad. Sy wou regtig nie iemand seermaak nie. Jy my oudste, jou horings lyk dan vir my rooi. Ek wonder wat dit kan wees. Dit lyk mooi. Ag, vergewe my, ek het nie kwaad gedoen nie. Asseblief luister na my. Sodra jy besef waar die rooi kleur vandaan kom en verstaan dat dit koper is, sal jy iets doen wat jy nie moet doen nie. Jy sal almal vertel wat jy ontdek het. Nee, wag. Ek sal vir niemand iets hiervan vertel nie. Ek beloof jou ek sal nie. My dierbare bok sal niks sien nie, want ek kan nie praat nie. Ek pleit vir my lewe. Ek is 'n ou man. Ek is gelukkig soos ek nou lewe. Wat sal ek met die koper maak? Ek kan dit eenvoudig nie doen nie. Ek sê baie dankie, jy het 'n goeie hart. Dankie. Ag, om die waarheid te sê, ek hou nie van die plek nie. Ek gee nie meer om nie. Jy kan maar die koper kry en daarmee maak net wat jy wil. Jy kan net sowel hierbo kom staan en die berg oppas. Al wat vir my baie moeilik is dat ek nie weet hoe om dit vir my suster te vertel nie. Ag, nou ja, ek sal dit nog reg kry. Van daardie dag af was die arme skaapwagter 'n ryk man. Hy het teruggegaan na Valum om vir hom 'n paar mense te huur om hom te help. Ja, ek sien al die daglig. Ja, hou aan, Niels. Moenie ophou nie. Laat ek probeer, miskien kan ek nou al daar deurkom. Nee, nou, is nog te klein. Ek moet sê, jy's 'n baie flikse en slim seentjie, Niels. Ek sal vir almal daarvan sê. Moet liewer nie. En was dit toe die enigste mense wat van die koper geweet het? Sodra jy die gat groot gemaak het, sal ek jou vertel wie die laaste een was wat die koper gesien het. Ja, maar waar hoor jy al die dinge wat daar is? Ek was al op baie plekke. Ek kan vir jou baie stories vertel sodra jy met die werk klaar is. Ja. Wag eers. 1, 2, 1, 2, 3. Zodra ek weet waar die koper is ek baie ryk en dan gaan koop ek die hele dorpie. En die kasteel met skipvlek. En dan nooi ek my pa en ma uit om te kom kuier en ontvang hulle op die groot trap van die kasteel. Dan kan ek nie so lank probeer nie. Dis nog nie groot genoeg nie, wag nog so 'n bietjie. Kom asseblief in, Holger Nielsen. Maak jy gerus tuis asof jy by u eie huis is. Hulle sal my natuurlik nie dadelik herken nie. Niels! Kyk nie daai.
Ja, wat verwag jy nog? Ek is vry, ek is vry. Niks, jy's wonderlik, wonderlik dis. Ek is baie trots op jou, Niels. Dankie. Sonder Niels se hulp sou ek beslis doodgegaan het. Beloof my om in die toekoms nie weer so onverstandig te wees nie. Nou moet jy vir my sê, jy het my beloof, wie weet nog waar die koper is? Ek weet waar die koper is, maar ek sê jou nie aanraai om daarna te gaan soek nie. Dit het my jare geneem om uit te vind watter berg dit is. Los dit liewer, Niels is beter so. Jammer. Ek het mos 'n beloning verdien. Het jy vergeet dat daar 2 dogters was? Die goeie dogter hou nie meer op die berg wag nie, maar die slegte een wel. Oh. Dankie. Totsiens. Pataki. Hy's gemeen. Ek wou dan so graag 'n kasteel aan my ouers gegee het na alles wat ek gedoen het. Waarvoor het hulle 'n kasteel nodig? Hulle kry 'n seun terug wat baie geleer het en wys geword het. As jy by die huis kom, kan jy wys hoe oulik jy geword het. Dis 'n baie groter geskenk as 'n kasteel. Ja? Ja, Niels, regtig. Maar hulle sou nie omgegee het om in 'n kasteel te woon nie. Daar is dinge in die lewe, Niels, wat baie meer werd is as 'n kasteel. Niels het geluister na wat Akka gesê het, maar hy was hartseer en teleurgesteld. Hy het lank oor Pataki se storie nagedink en homself probeer troos. Miskien dink hy, miskien was die storie anders. Miskien het die arme skaapwagter die koper in die middel van die woud ontdek, en omdat hy so bly was daaroor, het hy dalk skoon vergeet waar die plek was waar hy dit gekry het. Daarna was hy so teleurgesteld dat hy eenvoudig nie meer wou lewe nie. En net so, vertel Niels vir Akka, presies net so voel hy nou. Wanneer 'n mens hart nie gelukkig is nie, moet 'n mens aan iets moois dink. Dit is seker waar wat jy sê, Akka, maar dan moet daar iets baie moois gebeur. Arme Niels. Is Lapland mooi genoeg dat ek maar daaraan kan dink, Akka? Lapland is mooi, Niels. Baie mooi. Vroeg die volgende oggend staan die willigganse saam met die sonnetjie op. Hulle vlieg verder en verder na die noorde. Niels voel nog steeds 'n bietjie teleurgesteld oor die verlore skat, maar Akka weet waarmee sy hom kan troos. Sy weet dat daardie dag 'n groot volksfees gaan plaasvind, en alhoewel sy bang is vir die mense, neem sy Niels soontoe. En so gebeur dit dan dat Niels met die kompetisie tussen die goudsmede Herriedal, Delana en Wurmland te doen kry. Volgende keer vertel ons julle die storie.